Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Soos ek genoem het, wil ek graag 'n bietjie oor spirituele of godsdienstige mishandeling gesels en ek gaan volgende week voort daarmee. Hoekom en is dit regtig iets wat 'n mens aan aandag moet gee? Ek kom toenemend met mense in aanraking wat woorde uiter soos ek wil nooit weer iets met die kerk te doen hê nie, want ek het te seer gekry. En moenie eers met my praat oor 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester of niemand nie. En die kerk is nie die veilige ruimte wat almal dit maak nie. Nou ek het 'n tyd gelede 'n bietjie navorsing hieroor gedoen en 'n student van my het nogal gekyk wat is die verband en daar's ook 'n onderhoud met haar uitgesaai oor geweld teen vroue en spiritualiteit. Maar in my gesprekke met mense die afgelope tyd wat praat oor hierdie spirituele of geestelike mishandeling, het daar vir my nuwe goed na vore gekom wat my baie bekommerd maak. En ek wil sommer nou eers 'n vrywaringsklausule in my gesprek inbou om te sê dat wat ek hieroor sê is nie gemik teen enige spesifieke geloofsgemeenskap of kerkgroep of godsdienstige geskrifte, die Bybel of ander kerkgeskrifte of 'n spesifieke geestelike amptsdraer nie. Asseblief, dit is glad nie my doel nie. Ek wil graag hê ons moet verstaan dat ons ook geestelik mishandel kan word en dit bring 'n klomp teleurstelling en dit bring 'n skeiding tussen ons en ons sê die kerk, maar uiteindelik tussen mense en die Here. En omdat hierdie verhouding vertroebel, kom ons uiteindelik by 'n punt waar mense sal sê, maar ek twyfel in my geloof. As die kerk my dan seer gemaak het en Christus is die hoof van die kerk, hoe kan ek Christus weer vertrou? So, waaroor dit uiteindelik gaan is dat spirituele mishandeling plaasvind wanneer iemand godsdiens of geestelike oortuigings gebruik om hulle mag oor iemand uit te oefen of hulle te manipuleer of skade te doen. En hierdie kan doelbewus of minder doelbewus wees. Al is dit nie noodwendig so bewustelik nie, is daar nog steeds die onderbou van om iemand minderwaardig te behandel, omdat ek hulle nie op dieselfde vlak as wat ek geestelik is beskou nie. En dan, en dit sien ek baie keer, is daar hierdie manier wat ons amper half afpraat na ander mense wat ons nou nie sien as geestelik op hierdie hoë vlak waarop ons funksioneer nie. Dit is nie iets wat net in een denominasie of geloofsgemeenskap voorkom nie. Dit kom in alle denominasies en geloofsgemeenskappe voor. En is baie keer 'n patroon, 'n gedragspatroon, en die doel daarvan is om, soos ek gesê het, mense as dit ware gevange te hou binne my magsbeheer en wat ek weet van die Bybel en hoe ek dit interpreteer, as ek dit dan binne die Christelike geloofsgemeenskap inbring. En dit is as ons mense skaam maak. Ons betwyfel hulle oortuigings en hulle gelowe en die manier wat hulle geloof uitleef. En ons wil hê alles moet wees soos wat
ek dit wil hê. En ek gaan 'n paar voorbeelde hier gebruik. Een daarvan wat onlangs weer onder my aandag gebring is 'n vrou wat werklik ernstig mishandel word deur, in hierdie geval, haar kinders. En haar kinders is in een of ander denominasie. En as ek sê mishandel, bedoel ek fisiese mishandeling ook. En die denominasie se standpunt is, as jy nie glo soos ek glo nie, dan het ek die reg om jou fisies aan te rand. En ek het onlangs ook die boek oor kultusse in Suid-Afrika gelees, wat vir my nogal, ja, op 'n manier miskien 'n bietjie teleurstellend was. En as ek sê teleurstellend, is dit omdat daar baie van oorseese bronne gebruik gemaak is. Maar die uiteinde daarvan is dat mense soms in 'n geloofsgemeenskap vasgevang word en alles presies gedoen word soos hulle dit gedoen wil hê. As hierdie geloofsgemeenskap sê, jy gee al jou geld vir ons kyk wat is jou basiese lewensonkoste en die res van jou geld gee jy vir ons is nou jou familie. Jy verbreek alle bande met jou familie en as jy nie elke Sondag 2 keer in die kerk is nie, dan wil jy nie die Here dien nie. En as jy dit waag om uit hierdie kerk pad te gee, dan moet jy weet jy gaan oop oë hel toe. Nou sit ek met iemand wat hierdie sê en ek sien hoe verhoudinge in hierdie familie as gevolg hiervan skeefloop. Familie word net eenvoudig een kant toe geskuif, alles gaan net oor die kerk. En my vraag is, as nugterheid uiteindelik intree, wat dan? Waar gaan hierdie mense 'n tuiste vind? Gaan die familie bereid wees om hulle terug te ontvang? Dis een voorbeeld van ons moet wakker loop en uitkyk waarin ons glo, hoe ons glo, en ek wil amper sê waaraan ons toe vertrou. My luisteraars, as ons verder gaan, dan sien ons dan dat die Christelike godsdiens, die Bybel en geskrifte word eintlik gebruik om hierdie magsbeheptheid of beheer oor mense uit te oefen. En dan is daar ook amper die voorwaardelike liefde. As jy hierdie en hierdie doen, dan is jy aanvaarbaar in hierdie geloofsgemeenskap. As jy A, B of C doen, dan mag jy aan hierdie Bybelstudiegroep of aan hierdie selgroep behoort. Die persoon wat in beheer is van die Bybelstudie of die selgroep, is die persoon wat bepaal wat daar gedoen en gesê sal word. Ongeag, en ek praat nie van iemand wat noodwendig teologiese opleiding het, wat in beheer hiervan is nie, maar ongeag wat die res van hierdie deelnemers sê, is die wet dit wat die leier van hierdie Bybelstudie of groep sê. En as jy dan nie daarmee saamstem nie, dan word jy letterlik uitgeskop. En dan beteken dit, kom ons praat van as dit 'n klein dorpie is, dan beteken dit dat daar 'n klompie vriende wat jy gemaak het terwyl jy in daardie Bybelstudie of selgroep was, begin jou ignoreer, hulle kyk op jou neer, hulle kyk na jou of hulle sien jou as iemand wat nie eintlik regtig werd is om 'n Christen te wees nie. En die persoon wat dan nou uitgeskop word, ervaar 'n klomp skaamte en skuldgevoelens, is verward, kan angstig raak, voel maar ek het nou 'n klomp van my vriende in die proses ook verloor. Hulle selfwaarde gaan daarmee heen. En die feit, om terug te kom na, as die geloofsgemeenskap mense isoleer van hulle geliefdes, hierdie isolasie as hulle nie meer in hierdie gemeenskap is nie, beteken hulle is regtig alleen, want hulle vriende is almal diegene wat nou in hierdie gemeenskap was, waar hulle dan nou nie meer welkom is nie. Iets anders wat deel is hiervan, is wat ons baie keer kry, is dat persone sekere denominasies aanhang, sonder om seker te maak, en ek wil dit nou op 'n mooi manier sê, wat is hulle werklike geloofsverklaring? Ek wil nie noodwendig sê belydenisskrifte nie, maar ons kan dit inbring. Waarin glo hulle en waarop staan hulle? Verkondig hulle God drie-enig, of is
my motiveringspraatjies wat ek hou en die geld wat betaal moet word meer werd as waar die woord van God die kern is. Hoekom ek dit sê? Nou kom mense en hulle sê, ek het soveel van my geld vir die kerk moes gee, dat ek nou finansiëel sukkel. En die kerk is nie bereid om my te help nie, want die oortuiging is, gee jou geld vir die kerk en dit sal net altyd met jou goed gaan. En hierdie finansiële mishandeling, want dis waarop dit neerkom, beteken dat mense armer word en verarm, ja, en dan uiteindelik beteken dit dat hulle hele geestelike of spirituele identiteit raak verlore. Wie is ek? Waar hoort ek? Wat glo ek? Hoe glo ek? En dan begin hulle om hulle af te sluit van die evangelie, van die kerk, van die woord van God. Ek dink ons het 'n tyd gemis in aanhalingstekens. En ek sê weer, ek bedoel dit met baie groot respek, waar kinders groot geword het, ons gaan sondagskool toe, ons gaan kinderkraans toe, ons woon kerkdienste by, ons gaan deur hierdie hele kategese proses, nie dat ek dit sê dit die enigste plek is waar ons leer van kind van God wees nie, maar dit dra by tot 'n algemene agtergrond. En as ons skrifgefundeerde kerkboodskappe luister, dan ken ons die Bybel en dit motiveer ons om verder die Bybel te leer ken. En wat gebeur nou? As ek by hierdie spesifieke geloofsgemeenskap is, wat net in 'n sekere rigting, as ek die woord kan gebruik, tekste aanhaal of buite verband, dan laat dit persone met soveel geloofsonsekerheid, want hulle verstaan nie. En deel daarvan is onder andere, iets wat vir my baie keer opmerklik is daar sekere mense wat letterlik sonde in absoluut alles sien. En jy kan amper nie 'n voet verkeerd sit nie, of dis hierdie of daai sonde en dit gaan jou uit die hemel uithou. Waar die genade en die liefde van Christus heeltemal by die deur uit is, en daar is nie 'n fokus op Christus en wat hy vir ons gedoen het nie. En uiteindelik bring dit mense by so vreeslike sonde besef, dat hulle dink, ag, ek sal tog nooit regtig die lewe kan lei wat die Here ek wil hê ek moet lei nie. En dit veroorsaak 'n spirituele identiteitskrisis. So wat sê ek dan nou eintlik hiermee, Willem en luisteraars? Ons moet baie mooi vir onsself uitmaak. Nommer 1, waarin ek glo en hoekom ek glo wat ek glo en hoe dit my as mens raak en beïnvloed en die mense rondom my raak en beïnvloed. En as ek op enige manier onseker voel of twyfel, gaan kry my uitklaring in die Bybel. Gaan kry my uitklaring by kundige mense, sodat ek 'n sekerheid kan opbou in terme van wie ek in Christus is. Want ons sal stelselmatig moet al hoe meer begin invloede teestaan, wat besig is om mense bang, vreesagtig te maak en te isoleer. Ek gaan volgende week verder hieroor praat, maar ek wil tog net ten slotte sê, dink 'n bietjie aan wat ek verlede week gesê het oor die oorskryf van die Bybel. Dalk is daar iemand wat dit al begin het of belangstel om dit te doen. Ek hoor graag van julle. Mooi week. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.